Lekker om saam met jou te kuier op 'n donderdag aand. By ons is dit nat, krag is af, generator is aan, wifi is af. Ek is nie af nie en ons kuier lekker saam. Willie, lekker om saam met jou ook vanaand te kuier en wat 'n besonderse mooi sang wat Willie geskryf het en ek glo binnekort gaan ek dit sommer speel. Vanaand is alles af hier by my en my ligte is nou nog hier bietjie aan. As dit flou raak, vergewe my, ek is nie flou nie, dis maar net my ligte. Batterye is pap, my battery is nie pap nie. Nat gereën vandag, lekker nat gereën. Dit is lekker om saam met jou te kuier en glo dat jy het een besonderse tyd in die teenwoordigheid van die Here vandag gehad in jou stilte tyd en mag jy ook vanaand ervaar ook sy heerlikheid. Iemand wat se van met Williams eindig is 'n scammer. Ek het dit agtergekom op Facebook. John Williams, wie ook al, ek het hom nou net geblok ook. Ja, James Williams. Hulle is almal clowns. Ek het gesien 'n vriend van my het vanoggend vir my 'n boodskap gestuur te sê vir my hy het hierdie boodskap gekry vanoggend of laasnag op TikTok. Wat sê, het jy al jou R12,000 per maand bereik? 'n Vriend van my, vra ek, met zoiets soos 500 followers. Dis nie ek nie. Ek stuur nie sulke boodskappe uit nie. Nou ja, daar's scammers daar buitekant op TikTok en op Facebook. Ja, en jy sal hulle oralste kry en hulle is juis daar uit om met geldskemas vir 'n dag te kom en ongelukkig gebruik hulle my foto. Ek wil dit weer eens sê, op TikTok het ek net een profiel en daar's 51,000 followers, bykans 52,000 followers. Dis op TikTok. As dit nie 52,000 of 51,000 something followers het nie, dis nie ek nie. Al lyk dit soos ek. Dis nie ek nie. Op Facebook, ek het 91,000 followers, by 92,000, amper 93,000. Ek sal nie met 'n geldskema by jou kom stil staan en enige iets aan jou probeer afsmeer van jou om 'n vinnige geldjie te maak nie. Waar het jy in jou lewe gesien, belê R300 en jy kry R40,000 in 48 uur? Hulle vang julle. Nou ja, moenie daarvoor val nie. En ongelukkig, ek het net die aand het gesê, daar's 19, net wat ek van weet, 19 Pastoor Stef profiele op die een platform. En selfs die een platform het daai Pastoor Stef al oor die 5,000 followers. En hy's 'n fake scammer. Ongelukkig is dit die realiteit en baie van my kollegas sit in dieselfde bootjie. Maar ons gaan aan en ek deel met jou vanaand die woord en ek is opgewonde. Ek is opgewonde oor dit wat God vir jou in store het en wat God in jou lewe wil doen. En mag vanaand ook een van daai aande wees wat jy sal sien en sal ervaar sy heerlikheid en sy guns en sy goedheid. En ek glo dat die boodskappe vir jou iets beteken. Baie dankie vir elkeen van u wat hierdie platforms ondersteun in gebed en dan ook finansiëel. En ek wil jou uitnooi en ek sê dit uit my hart uit en ek hoop jy hoor die plek waar ek vandaan kom. Hierdie platform, jy weet, bestaan net as gevolg van jou ondersteuning finansiëel. Ek dink nie almal besef nie, maar al die sagte ware en al die goeders kos maandeliks baie geld om hierdie platform aan die gang te hou. En ja, ek is nou nie 'n miljonair of ek het nou nie die lotto gewen nie en ek sal dit nooit wen nie want ek speel dit nie. So, jy weet nou ja, ons vertrou die Here en ons is dankbaar dat hierdie platform kan aangaan en kan doen wat ons doen en ek gee die Here al die eer daarvoor. Gisteraand het ons 'n bietjie 'n probleem gehad met opvangs en vanaand weer eens is wifi af en ek dink jy kan verstaan dat ons gebruik data, so verskoon as die sein 'n bietjie uitsny op TikTok en op Facebook en YouTube, dis uit my hande uit. En ek doen en ek bid en vertrou die Here soveel
dat jy kan hoor wat God ook vanaand vir jou wil sê. Paar gebedsversoeke, al soveel mense wat vir my gesê het, hulle is beïnvloed deur die storms en ons moet saam met hulle bid en ons het nie opgehou bid vir elkeen se gebedsversoeke wat vandag gestuur is nie. Gisteraand toe ek net klaar gemaak het ons die tyding gekry dat een van Karen se vriendinne gister in Frankfurt vermoor is. Sy het nog gistermiddag vir Karen 'n boodskap gestuur om net 2 ure later vermoor te word. En ja, môre begrawe Karen 'n ander vriendin wat dood is aan kanker. En ja, dit is ons lewe in 'n ander tyd. Ons het 'n paar weke terug saam met Judy gekuier en te dink sy's vermoor in haar plekkie sonder enige rede. Iemand wat niemand skade sal aandoen nie. Dink aan Judy se vriendinne en sy familie in hierdie tyd ook. En mag die Here hulle omvou en die sleg is Media 24 sê nie regtig iets nie. Sosiale platforms, ek weet net, ek dink Frankfurt Nuus het vanoggend vroeg 'n berig uitgebring oor haar moord laasnag of gisteraand. Maar verder is dit doodstil. Het jy agtergekom dat 'n lewe vandag niks meer is nie? Niks meer is nie. En dit laat my net besef dat ons moet regtig waar ons moet so leef in harmonie en in vrede en beplan asof ons nog lankie gaan wees, maar tog ons lewens so inrig dat dit hierdie laaste dag kan wees. Niks is gewaarborg nie. Ek het vandag baie goed deur my gedagtes vermaal. My neefie het nierversaking. Hy's so oud soos ek. En dit gaan nie goed met hom nie. Jy weet, mens gaan deur dinge. En ek wil vanaand se boodskap werklik by jou los, dat jy hoor wat God ook vanaand vir jou wil sê. En as jy hierdie laaste paar weke se boodskappe gehoor het, dan sal jy ook die erns sien waar ek vandaan kom. En ek sê nie dat ek nooit ernstig is, ek's altyd ernstig. Maar in hierdie laaste paar sessies is ek net so bewus dat ons kan nie uitstel en ons moet ons sake met God regmaak en ons moet streef na heiligmaking en ons moet God najaag. En vanaand is my tema staan op, want God het meer vir jou in stoor as jou huidige seisoen. Liewe vriende, ons almal gaan deur tye waar ons voel dat ons moeg is en teleurgestel is of ons voel vergete. Ons voel alleen. Ons is siek. Maar vandag wil ek vir jou sê, God se plan vir jou lewe het nie opgehou nie. En ek wil hê jy moet hoor wat ek vir jou sê. God se plan vir jou lewe het nie opgehou nie. Hy het jou nie vergeet nie. Jou storie is nog besig om te ontvou. God is nog nie klaar met jou nie. Terwyl daar asem in jou longe is, terwyl jy aan hierdie kant van die graf is, wil ek vanaand vir jou sê, het God met jou 'n groot plan en 'n doel met jou lewe, al sien jy dit nie elke dag geraak nie. Nou ja, my nommer verskyn op die platforms, Ivan plaas my nommer en Elmarie plaas my nommer op TikTok en Renier en Karen op Facebook. Jy is meer as welkom om my nommer dan so te share. Ek sien altyd Ursula is ook daar en sy kan my nommer ook maar so aanstuur. En ek wil vanaand jou uitnooi
om te hoor wat God vir jou ook sê. En dat God se plan met jou lewe nie klaar is nie. Want Jesaja 43 vers 19 sê, ek gaan iets niets doen, dit spruit al op. Hoor wat sê hy? Sien julle dit nie? Dit is besig om te gebeur. En ek wil vir jou sê, sien jy dit nie? God is reeds besig agter die skerms. Al sien jy dit nie. God is besig om te werk. En dit wat hy vir jou instoor het, Jesus is besig om vir jou by die Vader in te tree. En moenie jou identiteit in jou seisoen, moenie jou identiteit in jou seisoen vind nie. En as ek dit sê, moet jy mooi hoor wat ek vir jou sê. Ons mis soms ons identiteit in pyn, 'n tekort, 'n mislukking, 'n foute of 'n verwerping. Maar jou seisoen, wat jy tans deur dinge gaan, dit definieer nie wie jy is en wat jy is nie. Ek wil vanaand vir sê, jou seisoen definieer jou nie, God definieer jou. So ons moenie ons identiteit in 'n seisoen vind nie. Wanneer ons na seisoene kyk, is ons geneig om te sien hoe goed dit met ander mense gaan in sekere seisoene, en dan raak ons mismoedig en teleurgestel. Maar hoekom seën God hom? Hoekom seën God haar? Hoekom rus daar soveel seën op hulle lewens, maar op my lewe ervaar ek dit nie? En daarom moet ek my roeping en God se plan vir my lewe nie definieer in die seisoen wat ek tans besig is. Nie waar jy in is nie, wat jy deurgaan. Ons gaan deur 'n vallei, ons gaan deur storms, ons gaan deur toestande. Ons bly nie daar nie. Die antwoord is om nie te stagneer nie, maar om vorentoe te beweeg. 1 Petrus 2, luister baie mooi, sê so mooi in vers 9, maar julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, God se eiendom. Ek wil vanaand vir jou sê, jy is vanaand op 'n plek of jy is waar jy is, omdat God 'n plan het. En ons is so geneig om ons fokus te wil verloor. En mag jy vanaand nie jou fokus vir een oomblik verloor nie. Net nou toe staan ek hier langs die dam, en terwyl ek so staan, ek het 'n videoetjie gemaak en dit opgeplaas op die platform, toe dink ek aan Matteus 8, waar Jesus sê, julle klein gelowiges, en hy het 'n woord gespreek, en die storm het stil geword. En 'n oomblik tot dit sê, toe slaan die blitse om my. En ek staan naby 'n karreeboom, en dit reën lekker. Maar het ek vir jou nou ou dansie op pad huis toe gemaak. Ek het nou nie in die video gewys nie, maar ek het washers geknyp. Toe het ons amper 'n roasted pastor gekry. En dis sê ek, ja nee, dis nou eintlik baie dom om te wil uitsaai. Jy weet, terwyl of 'n videoetjie te wil maak daar in die reën terwyl die blitse slaan. Maar terwyl ek daar is, toe dink ek aan die storms. Want ek het vandag besig gewees in die kantoor en ek was vandag net hierdie week besig met 'n paar goed in my lewe. Want ons elkeen het mos ons dinge. Ons gaan ons deur ons eie goed. En die deel met jou eie dinge. En terwyl ek vandag besig was om met dinge te deel, sien ek oralste die storms, oralste opkom, maar dit tref ons net nie. En toe eventually toe ek sien, jy sit nou, te weet ek nou moet jy gereed maak. Ruitte toemaak, en jy moet deure toemaak, jy moet die kar onder die afdak kry. Jy maak reg vir hy seisoen. En omdat ek en jy vanaand in ons lewens op plekke is, sien ek ook dat God met ons praat in hierdie gedeelte. Hy sê, 'n koninklike priesterdom, God se eiendom. Sy eiendom, kyk hy na.
Hy kyk na sy eiendom. En jy is sy eiendom. Ek wil vanaand vir jou sê, en ek wil hê, daar waar jy sit en luister, mevrou, meneer, jy is nie jou verlede nie. Jy is nie jou foute nie. Jy is nie wat mense oor jou sê nie. Jy is wie God sê jy is. En jy en ek moet op 'n plek kan kom om 'n deklarasie te maak wat sê ek staan op want ek is uitverkies en geroep en ek is bemagtig. God het 'n plan met jou en met my lewe en God se plan is die beste plan. En as ek vanaand by jou kom stil staan om met jou te praat oor om op te kan staan en jy's meer as die seisoen wat jy in is, wil ek tweedens vir jou sê, ek het eerstens gesê, jy is nie dit wat die seisoen wat jy in is nie. Jy's meer as dit. Tweedens wil ek vanaand vir jou sê, los wat jou terughou. Eerlikheid, mense. Het ons nie maar baie dinge wat ons vashou in die lewe nie. Dink 'n bietjie in jou eie lewe. Jy kon al ver gewees het, maar jy hou vas. Ag, sommer onlangs het ek vasgehou aan transaksies en aan woorde van mense vir bykans 3-4 jaar. En ek wil vanaand vir jou sê, dit het gemaak dat ek gestagneer het, dit het gemaak dat ek nie uitkom by dit wat God vir my instoor het nie. Ek het my hoop in mense geplaas. En vanaand wil ek vir jou sê, ek moes op 'n plek kom om dit te laat gaan. En vanaand wil ek vir jou sê, los wat jou terughou. Baie mense wil vorentoe beweeg en ek hoop vanaand waar jy is jy op 'n plek in jou lewe om te sê, ek wil vorentoe gaan. En baie mense wil vorentoe gaan, maar die hartseer is, hulle hou vas aan hulle wonde. Hulle ou gedrag, hulle ou seer, ou gedagtes. En Filippense kom, en hy sê in vers 13 in hoofstuk 3, dit so mooi, vergeet wat agter is en strek jou uit na wat voor lê. En vanaand, liewe Boeta Sissa, strek jou uit na dit wat voor lê. Ek en jy kan niks doen aan die gisters en die eergisters nie. Ons kan niks doen aan die verlede nie, maar waar ek nou is, kan ek besluite neem wat 'n effek op môre het. Waar ek vandag is as gevolg van besluite wat ek gister en eergister in my lewe geneem het. En Filippense sê dit so mooi in hoofstuk 3 vers 13, vergeet wat agter is en strek jou uit na wat voor is. So hier's 'n praktiese punt, 'n paar punte wat ek vir jou wil sê. Vergewe, wanneer jy kan vergewe, dan maak dit my en jou vry. As jy kan vergewe, maak dit jou vry. Ek het geleer, en as ek praat van los, wat jou terughou, dan wil ek hê jy moet die volgende hoor. Sny toksiese stemme uit jou lewe uit. Sny toksiese stemme, en jy weet vanaand, die Here wys jou wie is negatief, wie trek jou af. Sny hulle uit jou lewe uit. Laat ou mislukkings los. En nou gaan ek iets sê, en vanmiddag toe ek besig is om dit te skryf, toe tref het my, en ek het 'n paar woorde oor en oor geskryf, en uitgehaal, en ek het 'n gevoel, dis dalk die regte woord om te sê, breek innerlike, in jou hart, in jou lewe, breek innerlike geloftes, soos, ek sal nooit ooit weer vertrou nie. Jy moet daai goed breek in jou lewe. En ek het vanaand vir jou boodskap om vanaand vir jou te sê, jy kan nie na die volgende vlak gaan met gister se mentaliteit nie. En ek dink dit is vir wat die groot probleem is
in baie kerkkringe en in gelowiges se lewens, jy weet wat, ons sit met 'n mentaliteit van ek kan bid soos my pa en my ma, my oom en my tannie, en ek het in hierdie godsdienstvorm verval, en dit is hoe ons dit doen. En as jy uit daai raamwerk uit is jy van die hel af. En God wil jy moet God vertrou buite die raamwerk. Jy moet God vertrou buite godsdienst. So jy kan nie na 'n volgende vlak toe in jou lewe beweeg as jy nog sit met gister en eergister se mentaliteit nie. Jy moet bid vanaand wat ek gisteraand gesê het in hierdie laaste week, om jou mentaliteit te vernuwe, jou gedagtes wêreld te vernuwe. Derdens wil ek vanaand vir jou sê, bou jou geloof, nie vrees nie. Waarop fokus jy? Ek vra jou vanaand, ons is aan die einde van die maand. Ek hoop jy het vanoggend se lied gelike wat ek gepost het. En dit is so waar met my dagstukkie, dat wanneer die einde van die maand nader kom, en jy moet groceries koop en rekeninge betaal, en aftrek orders, dan is daar stressies. Of gebeur dit maar net hierso by ons? Waarop fokus jy? Vrees of geloof? Op wat jy fokus, gaan bepaal wat se vrug jy dra. Jou fokus bepaal jou vrug. Jou fokus bepaal jou vrug. 2 Timoteus 1 vers 7. Hoor mooi wat sê hy. God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en 'n goeie verstand. Die ander vertaling praat van selfbeheersing. Goeie verstand. By jou geloof, nie jou vrees nie. En vanaand hoop ek jy hoor wat ek vir jou sê, en ek wil jou kom motiveer met 'n boodskap deur om vir jou te sê, vrees neutraliseer, maar geloof aktiveer. Vrees maak alles tot niet, maar geloof vanaand aktiveer in jou lewe 'n dimensie van krag, 'n dimensie van herlewing. Vrees kyk na die berg. Vrees kyk na die storm. Vrees kyk na die einde van die maand. Vrees kyk na die siekte. Vrees kyk na die storm. Geloof kyk na die skepper van die berg. Vrees kyk na die berg. Geloof kyk na die skepper van die berg. Dit maak die verskil. Dit bring vanaand 'n verskil mee, wanneer jy na die skepper kyk van die berg, en nie in die berg vaskyk nie. En dis waar ons die toetse dop. En dalk het ek vir jou vanaand 'n antwoord om by 'n plek te kan kom om praktiese aksie te kan neem. Spreek lewe vanaand oor jou omstandighede. Ek weet nie wat dit is vanaand nie. Ek het vanoggend ingestap en ek het vir Karen gaan bid. En ek het haar toegemaak in gebed. Hoekom sê ek dit vir jou? Ek dink partykeer moet ons uit ons gemaksone uitkom en besef wie langs ons stap, wie voor ons stap en wie agter ons stap. En ons moet mekaar opdra en beskerm. En ek het lewe gespreek. Ek het toegemaak beskerming. En
En vanaand wil ek vir jou sê dat jy 'n praktiese stap moet neem in jou lewe deur om by 'n plek te kan kom om lewe te spreek oor jou omstandighede. Tweedens, dank God vir wat jy nog nie gesien het nie. Dit is baie goed dat ek graag wil sien gebeur. En ek loof God al reeds vir dit wat ek nog nie sien nie. En vanaand wil ek vir jou sê, dank God vir dit wat jy nog nie sien nie, en begin waar jy is. Begin waar jy vanaand is. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, en God gaan die res doen. Begin net waar jy is. Neem maar eerste stap, kom net in beweging. Dan wil ek verder gaan om nog 'n punt uit te lig, om vanaand vir jou te sê, begin stap, want geloof vereis beweging. Geloof vra van jou om nie te stagneer nie. Geloof vra vanaand van jou en my om in beweging te kom, om woorde van oorwinning te spreek. Dit beteken vanaand om in geloof op te kan staan, om te glo vir dit wat jy nog nie sien nie. God werk saam met jou en my bewegings. En as ek sê bewegings, dan praat ek van hoe ek optree, wat ek spreek. Jy hoef nie klaar te wees voor jy begin nie. Begin en God sal jou weg vir jou bou. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. God sal jou weg vir jou bou. Wat moet ek doen? Ek moet die eerste tree neem. Ek moet weer begin bid, en dis die hartseer dat mense kan nie bid nie. Mense vra my, hulle is 60 jaar oud, hoe moet ek bid? Oh my word. Ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy gebid? Ek wil jou vra, wanneer laas het jy op 'n plek gekom om daai tree te gee in geloof? En dan moet jy weer by 'n plek kan kom om weer te begin droom, en jy sê ek het opgehou droom. En dan moet geloof in aksie kom, want jy moet weer begin glo. Ek het gewonder hoe, ek sukkel die hele dag om die regte woord te kry, en ek het dit nou gaan opsoek, en ek kon net nie, voor ek hier kom sit het, ek het hierdie boodskap hier vir my, ryk ek nog die nat ink, want ek het hom net uitgeprint toe ek hier kom sit. Maar ek kon net nie die regte woord kry nie, en hoor net my hart. Ek wil vanaand vir sê, klein gehoorsaamheid skep groot deurbrake. Ek weet nie wat 'n woord kan ek hier gebruik nie. Bietjie gehoorsaamheid. Is daar groot of klein gehoorsaamheid? Ek weet nie. En ek het net gesit vanmiddag, toe dink ek, om net te kan uit die bootjie klim en gehoorsaam te kan wees, gaan vir jou groot deurbrake bring. Groot deurbrake. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, iets wat by my opgekom het. God se tyd is volmaak. Dalk voel jy sien nou onvolmaakte, dit voel of jy aan die ander kant is, ander word geseën en jy nie. Hoor my net uit, ek wil vanaand vir jou sê, God se tyd is volmaak, en as jy by daai plek kan kom om te verstaan dat God se tyd is volmaak, dan wag ek. Ek wag met 'n verwagting. Ek wag met 'n verwagting, want u tyd is die beste tyd. En dalk moet jy dit nou hoor. Sy tyd is die beste tyd. Wagtyd is nie verlore tyd nie. Dit is vormtyd. Wagtyd is nie verlore tyd nie. Dis vormtyd. Want in wagtyd het ek beleef en ervaar, dis juis in daai tyd wat ek geleer het
wat dit beteken om te wag. Nie my tyd nie, die tyd. Sometimes it feels like it's 4 days late, but it's always on time. En God berei jou voor vir wat hy vir jou voorberei het. En God het vir jou iets besonders in stoor, want jy is uniek, jy's mooi om mekaar geweef. Jy's 'n appel van sy oog. Vir jou is 'n prys betaal. Jy's kosbaar, bloed het gevloei, en 'n spies is in 'n sy ingesteek. 'n liggaam is oopgeskeur vir jou, want jy is kosbaar. Dis die prys wat betaal is vir jou. Christus het jou en my gekies, nog voor ons hom gekies het. En Jesaja 60 kom en hy sê in vers 22, wanneer die tyd daar is, sal ek dit gou laat gebeur. God se tyd. En wanneer God skuif, wanneer God beweeg, en wanneer God laat manifesteer, wil ek vanaand vir jou sê, verander alles skielik, en dit is soos 'n droom. Jou nog nie, is nie nooit nie. Hallo? Nog nie, beteken nie nooit nie. Ek hoop jy hoor wat ek vanaand vir jou sê. En dan moet ek by 'n plek aankom om te kan wandel in hoop, en ek kan wandel in met 'n verwagting. Want God roep jou en my. En daar's soveel beloftes wat vir jou en my nog wag. Jou beste dae, hoor wat ek vanaand vir jou sê, lê nog voor. Dit lê nie agter jou nie. En jy sê, dit is klaar, nee. Sê agter jou nie, dit lê vir jou voor. God het vir jou die beste in stoor. Baie bekende gedeelte, Romeine 8 vers 28 sê, God laat alles ten goeie meewerk. En jy voel, dit is dalk nie so nie. Laat hierdie jou verklaring wees vandag. Ek staan op, ek beweeg vorentoe, God is met my, en my seisoen verander. My seisoen verander. Ek wil jou uitnooi om, as jy nie op ons WhatsApp groepe is nie, daar's my nommer, Ivan Plaaswinner op TikTok en Elmarie en Renier en Karen hulle op Facebook. Maar ek wil jou uitnooi vanaand. As nog op die groepe is nie, dat jy maar net 'n boodskapie stuur en ek laai jou op die groep, want ek wil jy met vanaand se boodskap, jy weet, vat en deur gaan lees op jou foon. So, ek wil graag vanaand saam met jou bid. En ek wil vanaand ook jou uitnooi om by 'n plek te kan kom in jou lewe, om in beweging te kom en God te vertrou soos nog nooit nie. Jou seisoen het dalk net die sleg opgelewer. En dinge het gebeur, en ek het dit die ander hand weer, want die slegte goed gebeur met goeie mense, en goeie goed gebeur met slegte mense, en ons is nooit ooit gevrywaar van storms nie. Here, en vanaand dank ek U dat U vir ons 'n hoopvolle toekoms het.
Here, vanaand bid ek dat U ons sal oplig en herstel sal bring. En aan elke man en vrou wat vanaand saam luister, die ketting sal breek en dat U ons U wil sal wys. Here, gee ons die krag om op te staan, om te beweeg, Here, om te glo en om U te vertrou. En vanaand, Here, eer ons U, want daar's niemand soos U nie. U woord sê, kyk, in Jesaja 43 vers 9, kyk, ek gaan iets niets doen, dit spruit op. Sien julle dit nie? En so, Here, bid ek dit oor haar en oor sy lewe. Dat hulle dit sal sien en sal beleef en sal ervaar. Dankie vir genesing. Dankie vir herstel. Dankie vir voorsiening. En soos die reën wat die buitekant val, bid ek vanaand dat ook in hulle lewens daar 'n oes sal wees. En U guns ook sal uitstaan. Dat hy en sy sal herken. Dit is U, Here. Ek bid vir jou vanaand, wat nie wel is nie. Ek sien is iemand wat sê, ons is 4 familielede wat al 4 kanker het. Ons bid vir jou vanaand, Annelien. Mag Here jou aanraak, mag Here julle aanraak, en mag genesing uitgegiet word. Ook op julle as 'n gesin. Volmaakte genesing en herstel. Ek bid vir elke man en vrou wat nie wel is vanaand nie, vir genesing. Ek bid vanaand vir jou wat 'n begeerte het vir 'n deurbraak. Ek bid vir jou deurbraak in Jesus se naam. Ek bid vanaand vir jou vir voorsiening. Ek bid vanaand vir herstel in jou verhouding of in 'n huwelik tussen jou en jou kinders, vir herstel tussen jou en jou ouers. Dankie vanaand vir restituisie. U oor is nie te kort nie, u oor is nie doof nie. U oog is op elkeen. Ons eer en ons loof U in Jesus se naam. Amen. As jy in Sinnewil is Sondag, Sinnewil omgewing, ek is by die Lighuis, ek bedien Sondagoggend 9uur die woord by Lighuis, by Pastoor Lou Bredenham se kerk. Lighuis, daar in Sinnewil, die Volle Evangelie Kerk Lighuis. Ek is opgewonde, ek sien uit na Sondagoggend 9uur. So, ja, kyk uit om saam met julle te kuier, as jy in die omgewing is in Pretoria. Ja, dit is lekker om altyd te kuier by die kerke. En ja, dit is my tyd. Dis eintlik my gemeente is by Pastoor Lou Bredenham. Ek bedien baie uit. En ja, in die nabye toekoms gaan ons daar baie betrokke wees. En jy sal maar daar kry Sondagoggend, ek bedien 9uur. Seker so 9:30 se kant bedien ek die woord en ek is opgewonde. Mag julle geseënde aand hê. Braai lekker môre aand. Ek weet is mos einde van die maand, daar is mos payday. Jy weet, en geniet die naweek en geniet die reën en sien uit om saam met julle te kuier Sondagoggend en Sondag aand. Dit was my 'n lekker week gewees om saam met jou te kuier in teenwoordigheid en weer eens dankie vir elkeen wat ingeskakel het. God bless en ek wil jou uitnooi, share, tag iemand met ons boodskappe en met ons dagstukkies. Dit is vir my lekker om te sien. Ons dagstukkies is 'n gemiddeld van so 150 tot 250.000 mense elke dag bereik dit. Nou ja, dit is lekker gewees om saam met jou te kuier en sien uit om julle Sondagoggend selfe tyd te sien. So tussen 9:30, 10:00 se kant. God bless, geniet julle aand.